Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Johan Botchits, die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Ons praat bietjie oor die afwaartse neiging of die hersiening van Suid-Afrika se groeivooruitsigte in langtermyn gevolge daarvan. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om hier te wees. Dis lekker om hier te hê. Die afwaartse neiging. Kyk, daar is dinge in die wêreld wat positief gaan met die markte. Markte hier oor die naweek so 3% opgetel in Amerika. Maar die impak van 'n afwaartse aanpassing deur sê maar Moody's en dies meer, die internasionale akkrediteringsagentskappe. Wat dra by tot so 'n afwaartse aanpassing? Ja, ek moet sê as daar nou een ding is wat ek graag sou wou verander het as ek 'n towerstaf gehad het, dan is dit om vir almal in die land te werk te gee, nee. Ek dink werkloosheid is een van seker die grootste ewel wat daar in die land is, nee. En ja, mense kan jou partykeer nie indink hoe voel dit in die oggend as jy opstaan en jy het nêrens heen om te gaan nie, nee. As jy nie 'n werk het om op te staan en na toe te gaan, klaar te maak ensovoorts nie. So ja, so lae ekonomiese groei beteken op die langtermyn minder werksgeleenthede, né? En dit is sleg. En dan het ons ook laasweek vinnig daaraan geraak as die ekonomiese groei oor die langer termyn ook laer is as die bevolkingsaanwas, dan gaan ons almal verarm. Dit is maar net die slegte tendens van dit. So lae ekonomiese groei, laer ekonomiese groei, definitief sleg vir ons almal, ja. Die ietwat politieke onmin wat ons nou sien tussen die koalisievennote, het dit bygedra tot die afgradering? Ja, ek dink definitief so. Ek dink ons almal het al gesien in die verlede ook dat president Ramaphosa het na die buiteland toe gegaan en gaan beleggers soek. Nou ons soek buitelandse investering om ons ekonomie te help groei. Nou as daar politieke onsekerheid is, dan lei dit tot beleidsonsekerheid. Ja. En as daar nie beleidsonsekerheid is nie, dan gaan jy nie buitelandse investering kry nie. Onthou, as jy nou 'n fabriek of 'n nuwe myne moet begin, dan is dit 'n 20 jaar projek. So jy moet beleidsekerheid hê om te weet, dit wat jy nou hier begin, gaan daarom vir 20 jaar joune bly. Niemand gaan dit by jou vat nie. Jy moet sekerheid hê oor die arbeidswette in die land. So definitief, jy weet, ons moet in die politieke omgewing sekerheid hê om beleidsekerheid te kry om sodoende buitelandse investering te lok in die land. En was dit nie Moody's die agentskap wat die groei vooruitsig aangepas het? Ek dink die Wêreldbank het dit ook laer aangepas, die internasionale monetaire fonds het dit ook laer aangepas. So dis nie net een uitskieter nie. Nee, is nie net een uitskieter nie. Nee, daar's 'n paar instansies wat dit laer. Ek praat onder korreksie, maar ek dink daar's 'n paar instansies wat dit afgelope tyd laer aangepas. En dit sê hier van 1.7 tot 1.5% aangepas, so 0,2% laer. Ja, so ek dink, jy weet, die feit dat dit laer aangepas is sleg, nie, maar ek meen dit is klaar 'n baie lae basis. Ja, ons korte 4% of meer ekonomiese groei, om regtig genoeg nuwe werksgeleenthede te skep ensovoorts nie. So ons is nogal redelik ver van daai, jy weet, van daai teiken af en jy weet, my ou bly goeie moed hou, jy weet, ons het gedink as beerdkrag, ekskuus nou ek kon nie Afrikaans, beerdkrag iets van die verlede is, dan gaan die ekonomiese groei optel en so, maar mense sien dit nog nie regtig nie. Jy sien dat daar gebeur positiewe goed, ons het nou nie beerdkrag nie, maar dit vloei nog nie deur na beter ekonomiese groei toe nie. Is hierdie afwaartse tendens van ekonomiese groei wêreldwyd of is daar lande wat so half uitskiet? Is dit eintlik net meer ons wat sukkel? Ja, kyk, dit gaan maar elke land het maar sy probleme nie, maar as 'n mens gaan kyk na die ontwikkelende lande, Sub-Sahara Afrika, jy weet dan is ons eintlik meer aan die swakker kant as aan die beter kant. So ons sou definitief verwag het dat ons ekonomiese groei beter moet wees, want dit is geleenthede, jy moet geleenthede wees. Maar nee, ons is ongelukkig nie op die voorpunt wat dit dan betref nie, ja. Was gister interessant, het ek 'n berig gelees in the Mail and Guardian wat gegaan het oor die Reservebank se mandaat. 1 om te verseker ons ekonomie is stabiel en 2 om te verseker daar is ekonomiese groei. En in die berig vra hulle dan eintlik, het die Reservebank se mandaat versuim om op die tweede deel te fokus, want ons fokus so op die stabiliteit en die beskerming, maar fokus hulle werklik nog op die groei gedeelte? Ja, dis nogal 'n groot debat. Jy weet, mense het eintlik 'n hele dag nodig om daaroor spesifiek te praat. Jy weet, my persoonlike siening, sê nie dis reg nie, maar my persoonlike siening sou ook al dalk gewees het om bietjie vroeër rentekoerse te verlaag om ekonomiese groei te probeer help.
soos ek sê, ek dink ekonomiese groei en spesifiek werksgeleentheid, ons baie hoë werkloosheidsyfer, is rarig, is 'n ewel, dit skep sosiale probleme, dit lei tot baie ander sekondêre probleme ook. So as ek nou in daai stoel gesit het, dan sou ek gesê het my primêre fokus is om te sê wat kan ons doen om vir almal in die land te werk te gee. Dit is die ding. Jan, is lekker om te luister na jou kennis en jou analise en jou opinie oor alles, maar dis tog op die einde as 'n mens by PSG draai maak, gaan dit oor die kennis, dit gaan oor die langdurige kennis, wat institusionele kennis en ervaring wat by PSG is. Wanneer het die maatskappy ontstaan? Ja, mense vra ons baie, ons praat baie oor ander maatskappye, maar ons het nogal die afgelope tyd baie navraag gekry van mense en sê, vertel ons 'n bietjie van julle. Nou, ons maatskappy is in 1998 gestig deur 'n persoon wat 'n baie mooi visie gehad het op daai stadium, Willem Tron. Nou, hulle was by 'n ouditeursfirma gewees, Tron Du Plessis, wat 'n paar takke in die Oos-Kaap en in die Wes-Kaap gehad het, en hulle het regtig behoefte gehad om goeie finansiële dienste aan hulle ouditeurskliënte te gee. En hy het die maatskappy gestig in 1998 met 6 adviseurs begin. So ons kom al van 1998 af, ja. Is enige van die oorspronklike stigters of mense wat oorspronklik daar werk het steeds daar? Hoe lank is jy nou al betrokke? Ja, Willem Tron self is nou ons voorsitter van ons direksie. Ek is al van 2001 af by PSG. Het voel partykeer daai ding in Hotel California, once you enter you can never leave. Maar nee, ek dink jy weet almal wat by ons begin, dis eintlik lekker om daar te bly. So ons het nou gegroei na 971 adviseurs toe landwyd. Ja. En net so oor die 3300 werknemers, nee. So ons het baie gegroei van 1998 6 adviseurs na 971 toe op die stadium, ja. Sure, 3000 mense, meer as 3000 mense. Hoeveel kantore het jy? 260 kantore landwyd. So ek dink almal van ons het al eers gery wat jy in die dorp of stad waar jy bly, jy het PSG kantoor gesien. So ons het 260 kantore en ook in Namibië en Mauritius. Oh. Kantore, ja. Wat is julle primêre dienste? Ja, ons wil regtig 'n een-stop finansiële diens vir kliënte lewer. So ons fokus op beleggings, maar ons kan na jou werknemersvoordele kyk, ons kan na jou korttermynversekering kyk, ons kan na jou risiko behoeftes kyk, so ons kan na jou testament kyk, jou boedelontleding, die afhandeling van jou boedel, so regtig enige finansiële verwante diens wat jy wil hê, kan ons vir jou gee. So dis nie net beleggings nie. Ek dink dis mense is op 'n plek waar hulle wonder, luister, ek het nou hier 'n konsultant en daar 'n adviseur en dis kan 'n mens alles sentraliseer. Jy kan definitief alles sentraliseer, ja. So ons wil baie graag by PSG 'n een-stop diens vir kliënte lewer. So as jy na PSG toe kom, dan hoef jy eintlik nie na enige ander instansie toe nog te gaan. Jy kan alles onder een dak doen. En dit is baie keer vir mense ook lekker. As jy sê as daar iets met my gebeur, my afhanklik is of my vrou weet, hulle kan net na een plek toe gaan en al hulle dienste word daar gelewer, ja. Ja, en hoekom dink jy, want jy sê julle kry ook deesdae baie navraag van mense wat julle beter leer ken. Hoekom is dit belangrik vir mense wat advies soek om regtig die maatskappy en die mense te ken en te weet by wie hulle belê? Ja, ek dink ons sê baie keer, jy weet, ongelukkig is daar, hoor ons baie slegte stories ook van mense wat hulle geld belê by plekke wat nou geld verloor. Jy weet, so ek dink jy moet jouself jou huiswerk gaan doen, vind uit oor die maatskappy. En ons glo regtig, weet ons is 'n standvastige maatskappy, jy weet as jy kyk na ons geskiedenis, ons kantoor self hierso op PSG Pretoria Oos, ons het omtrent 80 mense in die kantoor, ons is nou laasweek die 13de keer aangewys as PSG se nasionale kantoor van die jaar, so ons is baie gelukkig op dit. Baie goeie mense en ons wil regtig by ons kantoor vir kliënte ongeëwenaarde beleggingservaring gee. So regtig, ek dink as jy daar gaan instap, vandat jy instap tot jy daar uitstap, gaan dit regtig iets wees wat jy nog nie op 'n ander plek ervaar het nie. So en ek dink dit is nie net dalk by ons nie, dis by al die ander PSG kantore. So ek dink regtig ons fokus op spesifiek op die mense, ons wil elke kliënt of elke mens omstandighede so goed as moontlik leer ken en vir jou 'n unieke produk of diens daar gee wat aan jou spesifieke behoeftes voldoen. Ja, dat is 'n merkwaardige plek op die N1, reg langs die N1 by Linwoodweg in Pretoria. 'n regtig interessante plek en 'n lekker plek om in te stap. Ek was al daar, punte. Ja, en enigiemand is welkom om te kom koffie drink. Ons het baie lekker cappuccino's. So julle is welkom om met raai te kom maak. Dankie Johan vir jou moeite vanmôre en dankie vir jou insig. Dankie, was lekker om hier te wees. Nou ja, onthou PSG Wealth Pretoria Oos help jou om die geheelbeeld te sien. E-pos gerus groot
by psg.co.za, stuur 'n e-pos groot by psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep, 'n gelisensieerde beheer en maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer.